Dink bietjie hieroor, 'n probleem diep binne in jou lyf, in jou hoofsbloedvat, iets wat tot onlangs toe as basies onherstelbaar gesien is. Wel, vandag kyk ons na 'n mediese deurbraak wat die reëls van chirurgie heeltemal herskryf het om presies dit reg te stel. Right, so hier's die groot vraag. Hoe herstel jy 'n slagaar wat besig is om soos 'n ballon op te blaas, veral as daai ballon reg om jou liggaam se mees kritiese pypwerk gedraai is? Dink daaraan, jou hoofbrandstoflyn, die aorta, kry 'n gevaarlike swak plek. En om alles te vererger, is hierdie swak plek op die slegste moontlike plek, presies waar die kleimerpype aftak om jou niere, jou lewer, jou ingewande aan die gang te hou. So ja, hoe maak jy die een ding reg sonder om 'n hele rits ander ewerhamsporige probleme te veroorsaak? Okay, so hier is hoe ons dit gaan aanpak. Ons begin met die probleem self. Kyk dan na die revolusionêre oplossing, dan duik ons in die spesiale gereedskap wat hulle gebruik, hoe hulle alles haarfyn beplan en laastens wat die resultate in die regte wêreld is. Kom ons spring sommer dadelik in. Goed, eerste op die lys. Wat presies is hierdie gevaarlike interne probleem? Ons praat hier van die komplekse aortiese aneurisme. Ja, die idee van 'n hoofbrandstoflyn is eintlik perfek. Jou aorta is mos onder ongelooflike druk met elke enkele hartklop. So 'n aneurisme is basies 'n swak plek in die wand van hierdie pyp wat begin uitbult. Dink aan 'n borrel wat op 'n ou motorband vorm. En jy weet, nes daardie band, as die druk te hoog raak, kan dit bars. En dit lei tot massiewe interne bloeding. Katastrofies. So, wat maak 'n aneurisme nou eintlik kompleks? Dis alles oor die ligging. Dis nie sommer net 'n eenvoudige uitbolting iewers nie. Dis 'n uitbolting op 'n kritiese verkeersknoop. Dit raak aan die vertakkings wat na jou noodsaaklike organe gaan. Jy kan dus nie net 'n nuwe stuk pyp insit nie, want dan sny jy die bloedtoevoer na daardie lewensbelangrike takke af. En dit is die chirurgiese nagmerrie wat dokters moes leer oplos. En dit bring ons natuurlik by die oplossing, 'n revolusionêre tegniek genaamd FBWAR. Okay, die naam klink dalk 'n bietjie tegnies, maar die konsep daar agter, wel, dit het alles verander. So kom ons sit die ou manier langs die nuwe manier. Tradisionele oop chirurgie. Man, dit was 'n reuse operasie. Hulle moes letterlik die borskas of buik oopmaak, die bloedvloei na die onderlyf stop en dan die beskadigde deel van die aorta uitsny en vervang. Die risiko's was enorm en die herstelproses lank en pynlik. FBWAR aan die ander kant werk heeltemal anders. Hulle werk van binne-in. Deur klein snytjies in die lies word die hele herstelwerk gedoen. Dit is soveel minder indringend, die herstel is baie vinniger en die beste van alles, dit maak behandeling moontlik vir mense wat eenvoudig net te siek was om so 'n groot oop operasie te oorleef. Nou hierdie tegnologie het nie sommer uit die blou te verskyn nie hoor. Die idee om klein gaatjies of fenestrasies te gebruik is al in 1999 voorgestel. Maar dit het 'n rukkie geneem. Eers in 2012, toe die eerste kommersiële toestel amptelike goedkeuring in die VSA gekry het, het dinge regtig begin vlamvat. En vandag sien ons 'n vinnige evolusie met allerlei verskillende toestelle wat die lewensreddende prosedure moontlik maak. Maar hoe presies werk hierdie tegnologie? Dit is regtig 'n stukkie briljante mediese ingenieurswese. Kom ons breek die verskillende dele van hierdie gereedskap uitmekaar. Die hart van die hele stelsel is iets wat 'n endograft genoem word. Die beste manier om daaraan te dink is soos 'n nuwe, versterkte binnemuur vir daai beskadigde slagaar. Dis 'n buigsame buis, gemaak van metaalgaas, bedek met 'n sterk materiaal. Hulle vou dit heeltemal plat, stoot dit tot binne in die aorta en dan maak hulle dit oop. Die bloed vloei dan deur hierdie nuwe, veilige tonnel en die druk word heeltemal van daai swak uitbeeldende wand van die aneurisme afgehaal. Okay, maar hier's die slim deel. Wat van daardie kritiese takke wat na die organe gaan? Die antwoord is 'n fenestrasie. Dis letterlik net 'n klein, presies gesnyde en versterkte gaatjie in die materiaal van die endograft. Die idee van 'n knopsgat is eintlik perfek. Elke gaatjie word pas gemaak om presies millimeter vir millimeter ooreen te stem met die opening van 'n slagaar na 'n nier of 'n ander orgaan. Soms is 'n pasiënt se anatomie net te ingewikkeld vir 'n eenvoudige gaatjie. In daardie gevalle gebruik hulle 'n tak. Dis basies 'n klein ingeboue pypie wat reeds aan die hoofendograf vas is en na buite wys. Dit skep 'n toegewyde pyplyn wat hulle dan met 'n kleiner stent kan verbind om 'n perfekte verseelde verbinding met die orgaan se slagaar te vorm. En hierdie toestelle kom basies in 2 geure. Jy kry die pasgemaakte modelle wat spesifiek vir een enkele pasiënt ontwerp en gebou word, gebaseer op hulle unieke anatomie. Maar dit vat tyd, so 6 tot 10 weke. Dan kry jy die standaard of off-the-shelf toestelle.
Hulle is ontwerp om by die mees algemene anatomiese patrone te pas en, die groot voordeel, hulle is onmiddellik beskikbaar. Dit is 'n absolute lewensredder in noodgevalle en hulle skat dat hierdie standaard toestelle omtrent 70% van pasiënte kan help. Goed, dis een ding om hierdie wonderlike pasgemaakte onderdele te hê. Maar hoe op aarde kry jy dit binne in die pasiënt op presies die regte plek? Wel, dit vergee 'n ongelooflike vlak van beplanning en presisie. Ons praat nie meer net van chirurgie hier nie, dis amper soos om 'n satelliet in 'n wentelbaan te plaas. Die hele prosedure breek basies af in 4 hoofstappe. Eerstens die blouprint. Hulle gebruik hoë resolusie CT-skanderings om 'n perfekte 3D-kaart van die pasiënt se are te maak. Tweedens die invoeging. Die opgevoude toestel word versigtig deur 'n klein snytjie in die lies ingeryg tot binne in die aorta. Derdens, en hierdie is die deel wat jou asem wegslaan, is die belyning. Met lewendige ekstrale draai en posisioneer hulle die toestel totdat elke klein gaatjie perfek met die regte slagaar oplyn. En laastens maak hulle alles vas. Hulle sit kleiner oorbruggingsstens deur daai gaatjies om 'n heeltemal verseelde verbinding te skep. En ek kan dit nie genoeg beklemtoon nie. Beplanning is absoluut alles. Hulle gebruik gespesialiseerde software wat 'n 3D-model van die aorta bou. Hiermee kan hulle elke afstand en elke hoek tot op die millimeter akkuraat meet. Hierdie digitale bloudruk is wat hulle gebruik om die pasgemaakte toestel te ontwerp en dis hulle padkaart tydens die operasie self. Daar is letterlik geen ruimte vir foute nie. So die groot vraag is natuurlik, werk dit? Dis mooi en wel in teorie, maar wat is die werklike resultate? Dit bring ons by die laaste en seker die belangrikste deel. Kyk 'n bietjie na hierdie syfer. 96%. Dis die tegniese suksesskoers. In 'n massiewe studie oor hierdie komplekse aneurismes het chirurge dit reg gekry om 96% van die getekende are suksesvol te verbind en die bloedvloei te bewaar. Dis net 'n ongelooflike testament tot die presisie van die tegnologie en die mense wat dit gebruik. En as ons kyk na oorlewing, wel, die verskil is net so dramaties. Die korttermynsterftesyfer vir FBEVR is om en by 4%. Vergelyk dit met tradisionele oop chirurgie, veral in hierdie baie siek, hoë risiko pasiënte, en daai syfer is aansienlik hoër. Wat dit eenvoudig beteken, is dat baie meer mense die operasie oorleef en 'n kans kry om te herstel. Maar, en dis belangrik, ons moet 'n gebalanseerde prentjie skets. Die prosedere is nie heeltemal sonder risiko's nie. Daar's 'n klein, maar baie ernstige risiko van skade aan die rugmurg se bloedtoevoer wat tot verlamming kan lei. Nierbesering kom ook in so 20% van gevalle voor, maar permanente dialise is gelukkig skaars. Die deurslaggewende punt is dit: alhoewel die herstelwerk duursaam is, moet hierdie pasiënte vir die res van hulle lewens gemonitor word. Hulle het gereelde skanderings nodig om seker te maak alles werk nog soos dit moet. En hierdie aanhaling uit die navorsing self plaas alles regtig in perspektief. Dit herinner ons daaraan dat FVVR gebruik word op 'n ongelooflik siek groep mense. Ons praat van pasiënte met 'n hele rits ander ernstige gesondheidsprobleme. So terwyl die operasie die aneurisme perfek regmaak, bly hulle algehele langtermynoorlewing steeds 'n uitdaging, juis as gevolg van daardie ander toestande. Die feit dat hierdie tegniek sulke goeie korttermynresultate kan behaal in so 'n hoë risikogroep maak dit eintlik net nog meer indrukwekkend. En dit alles laat ons met 'n laaste groot vraag. Ons het nou gesien hoe 'n probleem wat as onherstelbaar beskou is, heeltemal oplosbaar geword het danksy pasgemaakte ingenieurswese en ongelooflike presisie. So, wat as hierdie tegnologie nog beter en goedkoper word? Wat as meer en meer chirurge opgelei word om dit te doen? Is dit moontlik dat hierdie tipe hoogspersoonlike pasgemaakte herstelwerk eendag nie meer die uitsondering is nie, maar die standaard? Dis definitief iets om oor te dink.